NB Luisterboeke stel bekend Die ongelooflike avonture van Hannah Hoekom deur Marita van der Vyver. Uitgegee deur Tafelberg, 'n druknaam van NB Uitgewers. Dit word voorgeles deur Martlies Kolwer. Vir my familie, in die breedste betekenis van die woord. Fabienne se fantastiese tande. Liewe leser, dis hoe ek my lewensverhaal wou begin. Toe kom loer Tibo oor my skouer en sê ek is simpel. Dis nie hoe 'n mens 'n storie begin nie. Wat weet jy, vra ek hom. Hoeveel stories het jy al geskryf? Tibo is 8. Gans te oud vir sy ouderdom, soos my ma altyd sê. Hy is my halfbroer. Ek het ook 2 stiefbroers. Wie wil jy hê moet jou stories lees, vra Tibo. Nie jy nie, snou ek hom toe. Loop speel met jou poppe. Hy speel nie regtig pop nie. Wel, ek het hom laas jaar eendag betrap dat hy my ou babiepop aantrek. Maar toe ek hom daaroor terg, het Mana woedend geword. Mana is my ma. Sy hou daarvan dat ek haar op haar naam noem. Sy glo dis sleg vir mense gesondheid om normaal te wees. Niks verkeerd daarmee as seuns met poppe speel nie, het sy uitgeroep. Maar jy het niks daarvan gehou toe ek met 'n babie gespeel het nie, het ek gesê. Hoekom is dit nou skielik oukei as hy met 'n babie wil speel? Dit het te doen met rolle, het Mana met rollende oë gesê. Ek sal nie daarvan hou as Tibo rugby speel nie, maar as jy wil rugby speel, ek wil nie, het ek vinnig gekeer. Ek kon al sien hoe staan sy langs 'n modderige rugbyveld met een van haar Hans Wors hoede op die kop en 'n termosfles vol groentee onder die arm, tussen al die ander normale ma's en pa's. Ek weet, maar as jy sou wou. So as ek mal genoeg is om my nek te breek in 'n skram, is dit oukei, solank Tibo net nie sy nek. Jy weet dis nie wat ek bedoel nie. Mana het haar kop so wild geskit dat 'n verfkwas uit haar hare geval het, binne in haar bordsop. Sy het die kwas uit die pampoensop gevis en min gepla verder geëet. Ek wil nie met poppe speel nie, het Tibo stuurs gesê. Ek het die pop net jammer gekry oor sy so kaal daar lê, toe trek ek vir haar klere aan. Dis nie so erg nie, Tibo, het ek probeer troos. Gavin het ook altyd sy suster se poppe aangetrek. Tibo het my aangekyk of daar paddas by my mond uitgeval het. Gavin is my pa. Hy dra meer gemering as my ma. Nee, nou laat ek hom soos 'n drag queen klink. Hy hou van 'n bietjie mascara as hy saans uitgaan, dis al. My ma dra glad nie gemering nie. Sy het nie 'n rooi mond of pers ooglede nodig om raak gesien te word nie. Nie met 'n spul verfkwaste wat soos eystervarkpenne uit haar kop steek nie. Tibo het in elk geval nooit weer, sover ek kon agterkom, met my babie gespeel nie. Deesdae speel hy met Action Man, sulke tawwe seunspoppe wat kamoufleeruniforms dra. Maar nou die dag toe ek my gelukbringer pen onder sy bed soek, ontdek ek 'n Action Man in 'n aandrok vol blinkertjies, met 'n goue handsakkie oor sy gespierde plastiekarm gehak. Ek het gesê, as hy nie dadelik my pen teruggee nie, vertel ek vir Jan daarvan. Dis wreed, ek weet, ek skaam my. Maar dit het gewerk. My pen met die sebravelpatroon het wonderbaarlik langs die tandeborsels in die badkamer verskyn. Hierdie huis is 'n oerwoud, sê Jan, en hy is die koning van die oerwoud. Terug by Tibo se vraag. Ek sou natuurlik wou hê miljoene mense moet my storie lees. Maar toe Tibo vanaand aan tafel vir Jan vertel dat ek my lewensverhaal begin skryf het, proes Jan in sy prye sop. Ons eet gereeld sop. Dis goedkoop en gesond, sê Mana, en mens kan dit van enigiets maak. Soms, veral teen die einde van die maand, proe haar sop of dit van dooie akedisse gemaak is. Wie wil nou 'n 14-jarige skrywer se storie lees, vra Jan, en lag dat die sop spat. 15-jarige, lig ek hom in. Oor 'n paar dae is ek 15. Mens sou dit nooit raai nie, sê hy met sy oë iewers onder my kin. Min of meer waar my borste sou gewees het as ek borste gehad het om van te praat. Jan is my 16-jarige stiefbroer. Hy glo dis sleg vir mense gesondheid om nice te wees. Daar was al tienerjarige skrywers wat beroemd geraak het, stry ek terwyl my wange warm word. Wat van Anne Frank of
Anne Frank het 'n lewe gehad waarin iets gebeur het, en sy moes doodgaan voor sy beroemd geword het. Goed, Anne Frank was 'n vrot voorbeeld. So graag wil ek nou ook nie beroemd wees nie. Almal het 'n lewe waarin iets gebeur, troos Beyers, toe hy sien hoe back-af ek na my pryes opstaar. En die res maak jy mos maar op. Skryf jou storie, Hanna. Beyers is my stiefpa. Ek sou graag wou sê, my bose stiefpa. Maar ek kan nie so openlik lieg nie. Nie eens in 'n storie nie. Hy is die beste man wat my ma nog ooit in haar lewe gehad het. Toe ek dit 'n paar maande gelede vir hom sê, kort na hulle getrou het, lyk hy kamma in die gesig gevat. Ek is die enigste man wat jou ma nog ooit in haar lewe toegelaat het. Kyk net na my voorgangers, 'n moffie en 'n proefbuis. Beyers kan 'n woord soos moffie gebruik sonder dat jy jou nek deur jou skouers wil druk van verleentheid. Soms laat hy dit amper soos 'n eretitel klink. 'n Hele paar van sy pelle is moffies. Hy's 'n akteur, sien? Jy sal hom miskien herken. Omtrent 10 jaar gelede het hy die romantiese hoofrol in 'n baie gewilde TV-reeks gespeel. Vergete bloeisels? Bloeisels van vergetelheid, so iets. Beyers noem dit bloeiende vergeetachtigheid, met 'n spottende grynslag. Ek is in elk geval te jonk om dit te onthou. Dank jou sterre, sê Beyers. Hy het nog altyd vir hoogwerk verkies, maar deesdae is daar nie meer baie vir hoogwerk vir middeljarige wit mans nie. Deesdae is hy ook radioomroeper, televisieaanbieder, voorleser by kunstefeeste, seremoniemeester by sakekonferensies. Hy haat sakekonferensies, maar dis 'n manier om 'n paar rand te verdien. En hy meen dis beter as bloeiende vergeetachtigheid. Maar dis nie waaroor ek wou skryf nie. Die res maak jy mos maar op, soos Beyers sê. Liewe leser, ek wil vir my 'n lewe opmaak. Die lewe van 'n amper 15-jarige meisie met 'n eksotiese naam soos Fabienne. Sy's ek, maar sy's ook nie ek nie. My alter ego, soos Juffrou Liebenberg dit noem. Juffrou Liebenberg is my Afrikaanse onderwyseres. Sy's erg opgetrek met die opstelle wat ek inlewer. Wonderlike verbeelding, skryf sy in die kantlyn. Ek wil nou nie ondankbaar klink nie, maar ek sou meer gehou het van wonderlike skryfkuns. Ek meen, ek weet ek het 'n vrugbare verbeelding. Soms dink ek dis die enigste ding aan my wat nie bloot gemiddeld is nie. Wat die res betref, voorkoms, lengte en gewig, atletiese vermoë of onvermoë, punte in die klas, gewildheid onder skoolmaats. Dis alles so. Kom sie, kom sa. Soos my pa sê as hy wil maak of hy Frans kan praat. Ek's nie juis mooi nie, maar ek stel hom ook nie so onooglik dat jy my vir as poestertjie se stiefsuster sou aansien nie. Ek's beslis nie die middelpunt van aandag op partytjies nie, maar ek word daarom nog genooi na partytjies. Selfs my pysies is gemiddeld. Ek het nie 'n akneemprobleem soos die arme ou in my klas wat die bynaam krater gekry het nie. Maar ek het ook nie 'n vlekkelose vel soos my vriendin Sharon nie. Dis net my verbeelding wat my onderskei. En dit steek ek meestal weg van my maats. Op laerskool het ek dit gebruik om maats te wen, om die lekkerste speletjies uit te dink en die grillerigste stories op te maak. Maar nou is ek op 'n ouderdom waar verbeelding nie so belangrik is, soos die regte haarstyl of 'n paar ingevoerde stewels nie. Die ander ding wat my onderskei natuurlik, is my ingewikkelde gesinslewe. En dit steek ek meestal ook maar weg. Die kinders wat wel daarvan weet, so Sharon, dink dit moet fantasties wees om so 'n buitengewone gesin te hê. 'n Mallerige ma wat jy op haar naam kan noem, en 'n pa met peroksiethare wat vir jou slangvelbroeke uit Londen bring, en 'n stiefpa wat nog net aantreklik genoeg is, dat jy kan sien waarom hy lank gelede die hoofrol gespeel het in bloeiende vergeetachtigheid. En dan is daar die twee bekkige 8-jariges, en my ongelooflike cool 16-jarige stiefbroer. Maar ek hou nie van slangvel langbroeke nie, of van strepe in my hare, of ringe in my naaltjie, of my wenkbroue, of enige ander plek op my lyf nie. Nie eens aan my vingers nie. Ek is 'n enorme teleurstelling vir my trendy pa. Maar ek het daarom nog 'n pa,